Goeiemôre gemeente, baie welkom by vanoggend se erediens. Ons nooi julle saam om hartlik saam met ons te sing. Alle volke klap jou hande, juig tot eer van God. Verhef jou stem en roem sy naam in elke stad op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel.
aan U reddingsdade. Heer, met my hele hart, kom sing ek 'n lofsang. Ek wil oor U altyd bly vrolik wees. Ek wil U naam besing. Ek wil oor U altyd bly vrolik wees. Halleluja. Die kant toe, oké. Dus ek wat gemute is. Broer, suster, goeiemôre. Hartlik welkom in die huis van die Here. Ek is trots op julle. Want dit is koud daar buite, né? En dit lyk vir my die winter is nog 'n bietjie met ons en ek sien ons word nog herinner aan 'n koue, sneeuagtige maandag of dinsdag wat vir ons voorlê. So dankie dat julle vanoggend opgestaan het en saam met medegelowiges vanoggend hier die Here kom aanbid. Ek het sommer so ek was bietjie mos met verlof en is my lief vir foto's neem, so ek het 'n paar foto's sommer hier opgesit vanoggend van dele waar ons was en wat ek vir u sommer net wil aan herinner. Daar's kerkgeboue van Suilsrus en van Kambieskroon en van Klein Willem en van Pella. Oral waar ons gekom het, is daar kerke en oral waar ons gekom het op dorpies of verby dorpies gery het, is daar mense wat vanoggend bymekaar kom om die Here te aanbid in 'n erediens. Mense wat opgestaan het, mense wat moeite gedoen het om te ry en in 'n gebou soos by ons, soos hier bymekaar te kom of dalk onder 'n boom, maar wat die Here ken en wat saam met ons medegelowiges is om die Here te aanbid. As ek vanoggend in my kar klim en ek ry hierheen, is daar 'n program op RSG wat liedere speel, Christelike liedere, en is ek telkens net verbaas oor die bekende liedere wat 'n mens hoor wat in Engeland gesing word of wat in 'n Anglikaanse kerk gesing word of wat op 'n ander plek gesing word, maar waar die Here geloof word op presies dieselfde wysies as waarmee ons in ons kerk besig is. So al is ons vanmôre nou nie vol kerk of baie nie, ons is hier en saam met medegelowiges oor die hele wêreld loof en dank ons die Here vanoggend. Ek wil as toenadering vir ons gedeelte lees uit
Psalm 149, so kom ons raak net stil en ons sê sommer net vir die Here, ons is hier in sy teenwoordigheid en ons laat toe dat hy vir ons warm maak met sy liefde en sy genade. Sing vir die Here 'n nuwe lied, sy lof in die byeenkoms van getroue volgelinge. Laat Israel hom verheug in sy maker. Laat die kinders van Sion juig oor hulle koning. Laat hulle sy naam loof met koordans, met begeleiding van tamboeryne en liere hom besing, want die Here is sy volk goedgesind. Hy vereer verdruktes met oorwinning. Laat getroue volgelinge juig in eer betoon. Laat hulle jubel op hulle beddens met verheerliking van God uit hulle kele. Ons kan so aangaan, maar dit is wat hierdie psalmdigter van Psalm 149 mense oproep, en ek nooi u om saam met hom vanoggend die Here so te loof. Maar ek wil graag vra dat jy sal staan en dat jy vir iemand sommer net gou-gou saam met jou of langs jou of naby jou sal sê hallo en sal sê hoor hierso, ek het ook 'n rede om die Here vanmôre te loof. Wat sal my rede wees? Sommer net so een van al jou baie of min wat jy het. Groet sommer net iemand naby jou, sê dankie dat jy, dis my lekker om saam met jou hier te wees, en hoekom sal ek vanmôre 'n rede hê om die Here te loof? Kom ons maak gou daarvoor geleentheid en dan bly staan ons sommer vir ons liedere. Daar's hy. Ons gaan so bly staan. Ek hoop almal voel tuis vanmôre en welkom en verwelkom. En ek wil ook graag vir julle in die naam van die Here sê genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die werk van die Heilige Gees in ons lewens. Kom ons loof nou die Here met 3 liedere sonder aankondiging. Lied 188, lied 198 en lied 105, liedere waar ons die Here sê hier uit ons hart uit loof en dank ons die Here saam met al die gelowiges oor die wêreld vanoggend. Net sien, ja, dankie. Van vroeg
die pottebakker, ons is die klei. Tussen hom en my kom daar nooit ooit weer 'n skeidings nie. Die hele week loop ek met die teks van vanoggend rond en het ek by myself ook gedink aan ons skrifgedeelte waar ons altyd vir mekaar sê, al sou die vyeboom nie bot nie, nogtans sal ek die Here loof. En dit kom toe by my op, maar dit beteken eintlik dat ons vir mekaar ook sal herinner om te sê, al sou ek sukkel met siekte, nogtans sal ek die Here loof. Al sou ek beswaarlik uitkom met my SASSA pensioen, sal ek nogtans die Here loof. Al sal ek sukkel met persoonlike probleme by die werk of in my familie, nogtans sal ek die Here loof. Al is daar load shedding, nogtans sal ek die Here loof. En so kan ons aangaan. Al het ek kanker, al het ek Parkinson siekte, al het ek watse probleem wat ek moet hanteer of wat vir my moeilik is, nogtans sal ek die Here loof, want die Here is in my lewe. Broer, suster, die gedeelte wat ek graag vir ons wil voorhou uit die Ou Testament, want ons lees die afgelope paar weke, nog so 'n dag of 'n week of wat, vorentoe gaan ons nog 'n bietjie stil staan by Eksodus. En hier het Eksodus, het ek gedink ek wil 'n slag die 10 gebooie lees. Maar ek wil vir u sê, ek het nou daarbo aangeskryf 'n nuwe identiteit. Die wet van die Here het hy vir sy volk gegee om vir hulle te sê, julle is nou 'n nuwe klomp mense. Ons loop 'n nuwe pad met julle. Eksodus gaan oor die uittog uit Egipte. En die Here is besig om hierdie volk te verander en vir hulle te sê, julle, ek haal julle uit julle ou omstandighede, ek vat julle na 'n nuwe een toe. En onthou, daar's nou nuwe goed wat in julle lewens belangrik is. En dis hoekom die 10 gebooie vir hulle gegee is. Julle is nou 'n nuwe heiligheid. Julle is afgesonder vir die Here. Julle trek uit julle ou omstandighede. Daar's 'n nuwe verbintenis tussen God en julle as volk. En daarom het die Here vir ons die 10 gebooie gegee. En kom ons luister met daai ore gou-gou weer na dit wat hy in Eksodus 20 wat vir ons so opgeteken is. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny gelei. So omdat ek jou uitgelei het, luister nou na my. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneurde beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en die 4de geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag nie die naam van die Here jou God misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, en jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here die Sabbat geseën en dit geheilig. Behandel, dis met ander woorde, u hoor, ons hoor dat die Here sê vir sy volk, hanteer 'n Sabbat anders. Hanteer die 7de dag van die week anders as die res van die wêreld. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie.
Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie. Enigiets wat aan jou naaste behoort nie. Ons lees tot daar. En wanneer ons dan nou luister, is sommer net so stukke vang van wat die Here vir ons sê, ek wil vir julle 'n nuwe identiteit gee. Ek wil hê julle moet volgens hierdie reëls lewe. En anders lyk as die lewe daar buite, dan ontdek ons ook hoe ons maar daarmee faal en hoe ons daarmee sukkel en hoe ons telkens gevang word dat ons maar weer lewe soos wat die mense rondom ons lewe wat nie aan God behoort of van God ken nie. Kom ons sit so en ons sing as deel van ons reaksie op wat ons gehoor het, Vlam 7. Gemeente, ek het uit Romeine 'n stukkie gekry van Paulus wat hy vir ons skryf, vir ons wat begenadigdes is, vir die Here Jesus wat vir ons vryspreek wanneer ons na hom toe vlug, soos wat ons dit doen deur hierdie lied. En dan sê Paulus vir ons, as jy dan 'n bevryde mens is, onthou, wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod ook al, word saamgevat in hierdie uitspraak, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie, en daarom
is die liefde die vervulling van die wet. Boonop ken julle die bestemde tyd, dat die uur reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Ja, ons verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Die nag het reeds ver gevorder, dis amper dag. Kom ons doen afstand van die praktyke van die duisternis en trek die wapenrusting van die lig aan. Kom ons leef betaamlik soos in die dag, nie met gefuif en dronkenskap nie, nie met ontug en losbandigheid nie, nie met rusie en afguns nie. Beklee julle egter met die Here Jesus Christus en maak nie voorsiening vir julle sondige aard om sy drange te bevredig nie. Dis waartoe ons genooi word om ons lewens aan te meet en aan in te rig. En ek nooi vir u om daarop te reageer deur die geloofsbelijdenis saam met my te sê. En ek vra vir u om te staan en daarna gaan ons lied 182 sing. Ons wil Heer u loof en eer. Maar kom ons sê saam hardop ons geloofsbelijdenis en ons doen dit staande. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Here, skenk aan my uit u genade lig waar ek net donker sien, moed waar ek vrees, hoop waar ek wanhoop, vrede waar my gemoed storm, vreugde waar ek hartseer is, krag waar ek swak is, wysheid waar ek verward is, sagtheid waar ek bitter is, liefde waar ek haat, vergifnis vir my sonde, u self in die plek van myself. Here, skenk aan my u self. Amen. Broers en susters, kom ons lees saam uit ons skrifgedeelte vir die oggend, kom uit Eksodus 12 vers 1 tot 14.
Die Here het vir Moses en Aaron in Egipte land gesê: Hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Praat met die hele volksvergadering van Israel en sê: op die 10de van hierdie maand moet elkeen van hulle 'n lam neem vir sy familie, 'n lam vir 'n huisgesin. As 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, moet hy en sy buurman wat die naaste aan sy huis is, dit deel in verhouding tot die getal persone. Julle moet die lam in porsies verdeel in ooreenstemming met wat elke huisgesin gaan eet. 'n jaar oud ramlam sonder gebrek moet julle kies. Uit die skape of die bokke kan julle dit neem. Julle moet die lammers veilig hou tot die 14de van hierdie maand. Die hele byeenkoms van die volksvergadering van Israel moet dan laat middag hulle lammers slag. Hulle moet van die bloed neem en dit smeer aan die sykante en die bokant van die deurkosyne by die huise waarin hulle dit eet. Hulle moet die vleis dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai, saam met ongesuurde brood en bitterkruie moet hulle dit eet. Julle moet nie daarvan eet as dit rou is of in water gaar gemaak is nie, maar net as dit op die vuur gebraai is met sy kop, pote en ingewande. Julle mag niks daarvan tot die volgende oggend laat oorbly nie, want wat daarvan oorbly tot die oggend moet verbrand word. Dit is hoe julle dit moet eet. Met heupe omgord, julle sandale aan julle voete en julle wandelstokke in julle hande. Julle moet dit haastig eet. Dis die Pasga van die Here. Ek sal daardie nag deur Egipte land gaan en alle eersgeborenes in Egipte land tref. Mens en dier, oor al die gode van Egipte sal ek oordeele voltrek. Ek is die Here. Die bloed sal vir julle as 'n teken dien aan die huise waarin julle is. Wanneer ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. Daar sal by julle geen plaag deur die vernietiger wees wanneer ek Egipte land tref nie. Hierdie dag moet vir julle dien as 'n herinneringsdag. Julle moet dit as 'n fees ter ere van die Here vier, as 'n voorskrif wat vir altyd julle nageslagte, vir al julle nageslagte sal geld, moet julle hierdie dag feestelik vier. Ons lees tot daar. Ek het gewonder, ek het so hier en daar 'n kind gesien. Ek weet nie waar die kinders vanmôre is nie. Hulle het seker gehoor ek preek. Is daar kinders wat 'n draai wil kom maak hier by my? Hier kom een uit. Nog 'n kinders. Hier is dan 'n paar. Ons staan sommer hier by my. Julle hoef eers te sit, hier is te koud, net dan kom julle nie weer op nie. Hier is 'n klomp kinders. Dis nou lekker om julle almal te sien. Ek wil vir julle 'n ding vra. Wat is die ding wat mamma of pappa vir julle in die huis aan mekaar sê? Aan mekaar sê. Elke dag sê hulle dieselfde ding. Laat ek hoor. Ek moet luister. Jy moet luister. Elke dag. Asof jy nie gister ook gehoor het nie, nê? Ja, ons moet luister. Wat nog? Wat nog sê julle ma en pa vir julle aan mekaar by die huis? Ja? Hy's op die ys. Jy moet? Hy's op die ys. Jy is? Op die ys. Jy's op dun ys. Sies tog. Dink hulle jy's stout? Of wat dink hulle? Pappa skam my nooit uit wat mamma doen. Is dit? Een is kwaai en een is nie so kwaai nie. Ons gaan nou nie dit so hardop sê nie, net toe kry ons moeilikheid net. Dan is jy weer op dun ys. Ja, maar wat nog? Aan mekaar, wat jy aan mekaar hoor. Ek sal nooit jy moet jou huiswerk doen. Ja, jy het dit gister gehoor nou hoe en jy moet leer. Aan mekaar hoor 'n mens dit. Wat se goed nog? Wat se huisreëls sê hulle aan mekaar vir julle? Ja? Netbal doen en alles. Jy moet netbal doen. Jy moet elke dag gaan, jy moet jou netbal dan goeders gaan doen, ja? Ek my klere neersit. Jy moet jou klere neersit. Loop jy met hulle rond? Oor skool, jy moet jou klere regsit vir die skool, nê? Nee. Ja. Ek onthou toe ek was al sommer groot, het my ma elke oggend of elke dag herinner, Johan, as jy klaar gestort het, moet jy die stortvenster, die stortgordyn asseblief ooptrek. En as jy klaar is, dan is jy mos nou nat, nee. Klim, druk die ding op die kant
dan mif hy of hy bly nat, trek hom oop. Ek het jare daarna besef, my ma was om geduldig met my. Sy het my elke dag herinner, Johan, trek die stortgordyn oop. Ek het dit vergeet. Dit klim uit, droog my af, en 'n dag later onthou ek moes die stortgordyn oopgetrek het. Dit het baie lank vir haar gevat voordat dit by my in my kop ingegaan het. Goed is wat ma en pa elke dag vir ons sê, om ons te herinner. Nou weet julle wat ons vanoggend gelees het in die Bybel, is amper so iets. Dis die Here wat vir ons sê, daar's goed wat ek wil hê julle moet aan mekaar elke dag doen, want julle gaan, as julle dit nie doen nie, vergeet. En daarom het ons in die kerk sulke dinge soos elke Sondag is ons hierso, né? Want die Here het vir ons gesê, ek wil hê julle moet gereeld by mekaar kom en oor my praat en saam met my praat en saam met my kuier in die kerk. Want as julle dit nie doen nie, gaan julle vergeet. En daarom sê die Here, kom ons doen goeders aan mekaar. Daar's nog goed wat ons baie in die kerk doen. Ons doop aan mekaar babietjies, né? As daar babietjies kom, dan doop ons hulle en ons sê dieselfde dinge oor en oor en oor vir mekaar, maar ons herinner mekaar gereeld dat dit vir ons spesiaal maak, want ons is die Here se kinders en is vir hom lekker om by ons by hom te hê, en hy herinner ons aan mekaar deur as ons hier by die kerk kom of ons praat oor Sondagskool goed of so, dat ons vir mekaar herinner dat die Here vir ons liefhet, dat ons spesiaal sy kinders is en dat hy vir ons leer om na hom te luister. So die goed wat mamma en pappa so aan mekaar by die huis sê, moet julle maar vir hulle sê, dankie dat julle my herinner, dankie dat julle my herinner, en ek leer dit, en dankie vir die Here, dat hy vir ons ook herinner, en vir ons gereeld by mekaar bring, omdat hy opgewonde is. Kom ons sê vir ons sommer nie dankie vanmôre met 'n lied. Het iemand 'n ding wat ek kan druk? Asseblief, ek dink myne. O, hier lê myne. Ja, kom ons sing hierdie mooi lied wat ons ken. Dit borrel in my, want ek is so bly. Maar voor as dit sing, wil ek eers weet, as iets borrel, wat beteken dit? Ja? Jy weet nie. Dis warm. Ja, né? Wanneer waar sien 'n mens as water begin borrel? In die ketel, né? Dan begin 'n brrr, dan begin 'n skud dit so, né? En dan begin dit kook. Nou as ons daai liedjie sing en sê, is hier binne in my, begin raak dit so warm as ek aan die Here dink. Dit borrel in my. Dit borrel in my dat ek weet die Here het vir my lief en dat Jesus vir my lief het, dat hy my gesterf het en my gered het van verderf. Kom ons sê vir die Here, dit is sommer warm in ons harte wanneer ons vir hom sing, en dan sing julle saam met my hierdie liedjie. Ons kan maar net so sit en dit sing. Groot mense saam sing. Dit borrel in my, want ek is so bly. Jesus het my lief, vir my het hy gesterf en gered van verderf. Ja, Jesus het my lief. Dit borrel in my, want ek is so bly. Jesus maak my lewe vry. Hy neem weg my sondeskuld. Dit borrel in my. Dit borrel in my. Sy liefde so groot, red my van die dood. Jesus het my lief. Dit borrel alweer en ek kan dit nie keer. Ja, Jesus het my lief. Dit borrel in my, want ek is so bly. Jesus maak my lewe vry. Hy neem weg my sondeskuld. Dit borrel in my. Dit borrel in my. Gaan graad 1 tot 3 nou Sondagskool toe. Nee, dis soos ek dit het. As jy graad 1 tot 3 is, dan gaan jy Sondagskool toe. Die res van julle kan sommer gaan sit by mamma en pappa. Dankie dat julle by my kom kuier het. Broer, suster, ek het vanoggend 'n bietjie hier
rondgestaan terwyl julle ingekom het, na voor my ore so 'n bietjie hier uitgeluister en saam met mense gesels. Ek het 'n vermoede, baie van u sal met my saamstem, dat daar verskriklik baie dinge in die lewe is wat verslawend op ons inwerk. En mense sou 'n bespreking daarvan kon hou en sê, wat is die goed wat so verslawend op ons lewens inwerk? Nou hier in die woestyn het God se volk hard terugverlang na die ou goed waarin hulle gewoond was daar in Egipte. Ons het mos 'n spreekwoord wat sê, hulle verlang terug na die vleispotte van Egipte. Want al was Egipte vir hulle sleg, al het dit vir hulle van hulle vryheid en van hulle toekoms beroof, hulle wou maar net soos tipiese verslaafde mense aan die vleis en die brood van hulle verslawing proe. Dit maak nie saak hoe min eie mag en vryheid hulle gehad het nie. Daai trekkrag was so groot, sê die Bybel in Eksodus 13 vers 18, dat God hulle met 'n ompad moes lei, sodat hulle nie sommer net weer die pad maklik terug kon kry Egipte toe nie. Hulle is daar in die woestyn, en God is met hulle op pad na 'n nuwe toekoms. Maar die pad terug lyk net soveel makliker. Mens val net terug en jy verlang so maklik terug na die oue. En ons skrifgedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, gaan oor die vryheid van slawerny. Die vrymaking van slawerny. Dit gaan oor nuwe beginne. Nuwe losmaak van wat agter is en agterlaat van goed wat 'n mens verslaaf. Dit gaan oor 'n nuwe lewe en dit leer ons om ons voor te berei en spoedig aan die beweeg te kom en met spoed te beweeg om dit wat agter ons is te los en na vorentoe te beweeg. Die herhalende rituele wat ons van lees, hier in vers 20 en so aan, wat gebruik word en dit fokus op die maand en die jaar en die tye en dit vertel vir God se volk, dit is vir julle. Hierdie maande en die jare en die tye wat ons nou so uitspel, dit is ter wille van julle. Dit is ter wille van ons verhouding met mekaar. Die wyse waarop die maande gemeet word, was deur die siklusse van die maan, en die jaar wat vooruit beweeg is aangedui deur die siklusse van die dag en die nag en die dag en die nag en die dag en die nag soos ons dit ken, werk en rus en seisoene van reën, droogte, van sy plant en van oes. Later in Eksodus dan kry ons die opdragte van feeste wat moet gevier word, van eerste oeste wat moet gehanteer word, en hierdie feeste en hierdie oeste het 'n nuwe toekoms wat God sou voorsien vir sy volk op die oog gehad. So die Here vertel vir hulle al hierdie goed oor die dae en die maande en die betekenisse daarvan, die oeste en die feeste wat moet gevier word, want hy het vir hulle 'n toekoms uitgespel op die manier. En om by daai toekoms uit te kom, moes hulle eers hulle verlede agterlaat. Hulle moes uitkom uit Egipte, die plek van slawerny. Die maand van hulle vertrek is die eerste teken van hulle nuwe toekoms. Hierdie maand gaan julle dit doen en dis vir julle die teken, julle is op pad uit en weg van verslawing af, pad na 'n nuwe vryheid. En daarom het julle as dit ware nodig om met 'n nuwe kalender, 'n nuwe fokuspunt of 'n nuwe vertrekpunt vir jou lewe te kry. En vir God se volk is hierdie nuwe oriëntasie of hierdie nuwe vertrekpunt dwars deur die res van hulle lewe en op 'n gereelde basis in herinnering geroep dat hulle moet weet julle is bevry uit die land van verslawing. God se tyd
is nou en vir altyd 'n tyd van vryheid en van bevryding. Dis eintlik die punt van hierdie hele ingewikkelde teks wat ons gelees met al die moets en die moenies en maak so, maak sis en maak so. Julle is op pad na 'n nuwe vryheid. God bevry julle uit slawerny. En om ons te help en voor te berei te word vir hierdie boodskap van heroriëntasie, moet ons dalk 'n slag vir onsself vra. As ons nou vanoggend hier sit en vra, nou wat moet ons hieruit vir onsself neem? Dan moet ons seker maar vir mekaar sê, jong, kom ons kyk 'n slag op ons polse. Kom ons kyk 'n slag in ons sakke. Kom ons kyk 'n bietjie wat hang teen ons mure, agter ons deure, met ons almanakke. Kom ons kyk 'n bietjie nuut en dink 'n bietjie nuut aan al die skermpies waarna ons kyk. Hierdie enetjie en die enetjie wat daar voor in die sitkamer sit en so mooi nou al geraam is dat dit lyk soos 'n so lekker grootte, hoe groter hoe beter. Die goedjies wat ons tyd so opneem, waarmee ons heeltyd besig is. Hoe baie van ons lewens, broers en susters, individueel en ook gesamentlik word opgeneem en beheer deur ons horlosies en ons kalenders en ons programme. As iemand vir jou vra, nou wat doen jy in jou vrye tyd? Dan is baie van ons 'n sarkastiese antwoord, maar ons weet nie waarvan jy praat nie. Wat se ding is vrye tyd? Wat se ding is dit? Ek het dit nou al selfs by die pensionarisse gehoor. Hier's nou 'n paar wat van my vanmôre gesê het, nee man, ek doen niks, ek kyk rugby of ek kyk TV en dis wat ek doen met my tyd. Maar daar's party pensionaars wat vir my sê hulle is nou besigger as toe hulle gewerk het. Ons lewe in so 'n tydsgees, né? Ons wat kinders op skool het, word totaal en al deur skoolprogramme ingesluk en opgeneem. Goed programme wat ons met ons kinders doen. Ons sou onsself kon afvra, na watter kalender en na watter tydsindelings ons lewens laat inrig en ingerig is. Wat is die bedoeling van hierdie kalender wat ons so jaag? Die moets en die moenies, ek moet so laat hier wees, ek moet so laat daar wees, ons moet nou gou hiermee klaarmaak want ons moet nou net daar wees. Waar wil die tydsindelings ons bring? Waar gaan ons eindig? Wat is die uiteindelike resultaat daarvan? As ons laat lei deur hierdie kalenders in ons lewens. Want God ken 'n kalender wat na die dood toe lei. God ken die kalender wat vir sy volk sê, soveel bakstene per dag is die minimum. God ken 'n verbitterde lewe, omdat ek besig is met goed wat ek moet doen, maar eintlik nie wil doen nie. God ken vermoorde babetjies wat in die pad staan. God sien die swaar kry en hoor en die krete van sy mense. En dan begin hy vir sy mense sê, julle moet almal saam die verlede los. In hoofstuk 12 vers 3. Almal saam, die hele geloofsgemeenskap, die hele volk moet saamkom en luister. Die gemeenskap moet soos een man dieselfde aksie onderneem. En dan word daar ooreengekom op dieselfde tyd, wat dieselfde ding gedoen word. En die taal van hierdie opdrag is die van 'n herhalende ritueel en sterk daarop dat een en elk daarbey moet inval. Almal is ingesluit. Dis nie net 'n paartjies wat dit moet doen en 'n paar individue wat dit moet doen nie. Kleiner huishoudings kan saamwerk en mekaar help en ondersteun in die harde werk om te laat gaan en los te maak en reg te maak vir 'n nuwe toekoms.
Die slag van die lam is op 'n sekere tyd. Wat ons skrif sê vir ons hier laat in die aand. Met ander woorde aan die einde van die dag, net voor die begin van 'n nuwe dag. Dit dui op 'n oorgangstyd. Waar die een dag eindig en 'n nuwe een in aanloop kom. Net so simboliseer die bloed wat hier vir ons vertel word, hoe dit moet gebruik word en aangewend word op die deurposte, as aangesmeer by 'n deur, by 'n deurgang, daar waar ons deurgaan vanuit 'n ou verlede uit na 'n nuwe toekoms. Presies daar simboliseer die lewensbloed van die lam, die vertrek, die beskerming, die voorbereiding en die heiliging van die vertrek uit slawerny uit Egipte. Net so is die ete wat hulle moet eet simbolies. Hulle eet bitterkruie in hoofstuk 12 vers 80, want dit is 'n sensoriese herinnering aan die hartseer en die lyding wat hulle gaan agterlaat. Die swaar kry van slawerny gaan julle agterlaat. Eet hierdie bitter ding en julle proef wat julle gaan los. Die brood is ongesuur, want dit is iets wat vinnig gemaak en geëet kan word. Moenie tyd mors met brood bak nie. Ons is op pad uit. Die instruksies van hoe die lam gaar gemaak word is spesifiek. En die Israeliete gaan dit agterlaat. Hulle gaan hulle kos braai in vlamme en nie kook soos die Egiptenare nie. Hulle gaan dit braai in vlamme. Hulle gaan dit met 'n vuur maak omdat die water van Egipte nie gesond is nie. Omdat die brandende braai van die vleis hulle laat gaan dink aan God by die brandende bos wat Moses ontmoet het, en dit gaan hulle herinner en knoop aan die brandende vuurkolom wat hulle uitlei uit Egipte. En wanneer hulle hierdie lam eet, gaan hulle niks oorhou nie. Niks word opgegaar nie, niks word teruggehou nie, en daar sal geen omkeer wees nie. Ek dink aan my garage wat vol goed lê, wat ek weer gaan gebruik nie. En die mense sal eet, hoe? Met hulle lendene omgord, met hulle sandale aangetrek en hulle staf in hulle hand, as dit ware klaargepak en padwaardig. Klaargepak, gereed vir 'n nuwe toekoms. As iemand vir my sê hulle gaan eers volgende week met vakansie, maar hulle is al klaar gepak, né? Daardie. Die Here sê vir sy volk, klaar gepak, gereed, wanneer julle eet. Julle is reg vir vertrek vir daardie teken as die skoot klap. Lendene omgord, wanneer jy jou lendene omgord, is jy teken van jou middelrif. As jy 'n atleet is of iemand wat hardloop, dan sal ons baie keer vir mekaar sê, maar jou kor moet sterk wees, né? Jou kor is waar jou bolyf en jou onderlyf aan mekaar gebind word. En baie van ons siektes is ons te veel dik pense het en ons nie ons kor geoefen het nie. Oefen jou kor, dan is jy baie gesond. Die Here sê, kry jou kor reg, omgord jou lendene, gereed vir aksie, dat jou middelrif, wat die bron is van 'n sterk en 'n gesonde liggaam, wat vir jou krag gee, en vir jou spoed gee, en vir jou stabiliteit gee, vir jou uithou vermoë gee, dat jy reg en gesond is vir hierdie pad wat jy loop. So jy kry die prentjie, ons almal kry die prentjie. 'n Israeliet is met alles in sy hele wese en elke greintjie deel van wie hy is en waarby hy by hierdie aksie betrokke. Daar's niks aan toeval oorgelaat om aan enige iets van enige aard aan die verlede vas te klou en die huidige verslawende omstandighede saam met jou te sleep en jy op pad is na iets niets toe nie. Die ekonomie van die dood is verslawend. Dit laat ons goed optel en dit laat ons aan goed vashou wat ons eintlik veronderstel is om te los en te laat gaan. Maar voor ons vir ons kon kry, dan sê ons, ja, dominee, dis nou wonderlik hierdie hele ding. Maar ek moet nou gaan, want ek moet nou dit of ek moet nou dat doen. Net so dan reset ons terug. Oeps, in die ou patroon, in die ou vasgeloopheid. En dan kry ons weer ons kalenders wat ingedeel is volgens die kwotas van die ou spreekwoordelike Egipte. Dan kom ons aan die einde van die dag, ja, en dan skop ons skoene uit, sit ons stokkies neer, ons staf,
En ons waggel by die voordeur in en ons plof op die bank neer, vasgevang in die sisteem waar dit ons onsself nie kan uitkry nie. Ons smag na die vryheid, maar die huidige program hou ons vas. Dis waarom ons broer en suster gereeld God se woord moet hoor, wat vir ons kom vry maak het. Gereeld ons vryheid in die Here Jesus Christus vier en by herhaling daaraan herinner moet word dat ek en jy nie meer slawe is nie. Ons is vrygemaakte mense. En as ons dit nie gereeld doen nie, dan vervaag ons identiteit en dan verval ons baie gou terug en verdrink ons baie maklik in die waters van die Rooi See, in steede daarvan dat ons droogvoets daardeur sou kon loop. Dit is ons as Christene se voorreg om op 'n gereelde basis ons storie oor en oor te hoor. Gereeld herinner te word, nagmaal te vier, God te dank dat ons in Christus vrygemaakte mense is. Dit is die sin en die bedoeling van ons Christelike samekomste en sakramente. En net so maklik kan hierdie ding ook vir ons 'n doodse ritueel word, omdat ons later vergeet waaroor dit gaan. Maar ons vier ons vryheid in Christus. Ons vier die evangelie, die goeie nuus van God wat ons kon vrymaak het. Hier oor die naweek en vandag is dit mos nou die begin van die rugby wêreldbeker. En ons lees kort en gereeld in die laaste dae oor die sogenaamde mindset van die Springbokke. Of dalk is ek die mekaar, ek het hier in die vakansie 'n nuwe boek gelees oor Rassie. Erasmus, so 'n dik boek. Lees nogal interessant. Oor die mindset van die Springbokke om in hierdie groot kompetisie die kans te staan om as oorwinnaars te eindig, moet hierdie manne tesame met hulle fiksheid en hulle planne en hulle voorbereidings die regte mindset hê, né? Jy kan die beste voorbereiding hê, maar as jy in jou kop nie reg is nie, jy dink daar's reuse wat jy moet oorwin en jy is nie groot genoeg daarvoor nie, dan help dit eers as jy al die oefeninge gehad het nie. Maar Rassie leer sy span om ook die regte mindset te hê. Anders skiet hulle self in die voet. En vanoggend se boodskap help ons as gelowiges om gereeld te herinner, broer en suster, aan ons mindset. Ons is vrygemaakte Christene, vrygemaakte mense in Christus, sodat ons gereeld herinner kan word dat daar niks is wat ons kan verslaaf nie. Daar's niks wat jou en my tot die dood toe hoef te dryf nie, of kan laat vasloop in goed wat ons al lankal kon gelos het nie. So ek sluit nou die preek af en vra of jy nie net wil sit en vanmôre dink, wat hoor jy by die Here vanoggend? En of jy vir jouself kan uitmaak, waarvan is jy al bevry? Waarvan het die Here jou bevry? En wat moet jy weer heroorweeg vanmôre? Elkeen van ons het ons eie program, en ons eie ding, ons eie spoed waarteen ons beweeg met 'n klomp goed. Maar sê die Here nie vanoggend vir jou, jy's 'n vrygemaakte mens en jy laat toe dat goed jou verslaaf en jou verbitter en jou laat vasvang. Wat gaan dit vir jou vra? As ons sien, ek het nou al, almal van ons weet en dit het al gehoor, as 'n mens met aan 'n ding verslaaf is, net soos drank of pille of whatever ook al, wat 'n helse job dit is om daarvan ontslae te raak, as ek dit so kan mag noem.
Jy moet opgesluit word, jy moet jou in 'n inrigting laat sit, jy moet vir dae lank afgesluit wees van ander goedes af, want dit is die geweldige trekkrag van so 'n verslawende ding. Nou wat van jou elke dag se lewe trek jou so vas, dat jy 'n kanon onder jou agterend nodig het om jou daar uit te kry. En dis hoe ek hierdie teks verstaan. Kom los van die goed wat jou vashou, wat jy nie hoef saam met jou te sleep nie. Jy's 'n vrygemaakte mens in God. Daar's geen moets en moenies wat jou hoef te verslaaf nie. Jy kan met 'n ander mindset deur hierdie lewe gaan en droogvoets deur die Rietsee loop. Wat sê dit vir die gemeente? Wat sê dit vir Brackenfell Moedergemeente wanneer die Here sê die hele volk moet bymekaar kom, al die gelowiges van die gemeente moet hierdie ding hoor? Wat is daar wat die gemeente moet los? En waarvan die gemeente kan agterlaat omdat ons nie die verlede hoef saam te sleep nie, maar na 'n nuwe vryheid, na 'n nuwe toekoms kan loop saam met God in Christus in die tyd waarin ons leef. Wie moet daaroor dink? Net die Moses en die Aarons of die hele gemeente? Kom ons gee 'n oomblik vir stilte, dan hoor ons wat het ons by die Here uit hierdie teks vanoggend vir onsself gehaal. Here, ons vier ons vryheid in Jesus Christus met hierdie samekoms. En ons hoor die uitdaging om te laat los, te heroorweeg en nuut georiënteerd te word aan ons vryheid, ons vreugde, ons fees in Jesus Christus. Amen. Dankoffers en afkondiginge. Daar is geleentheid om die Here met u dankoffers te dien. En terwyl ons dit doen, kan ek maar net so een of twee van die afkondiginge hier onder die aandag bring. Ons het die papiertjie en daarby die oop uitnodiging aan al ons lidmate. Daar word jy genooi om betrokke te raak en daar's kontakpunte, kontakpersone wat jy kan skakel en ons wil eintlik vir jou vra, dis nie ek kan nie, dis 'n ernstige uitnodiging en dan wil ek net byvoeg by jeug en familie is tieners wat hier voor in die middelblok loop en dankoffers opneem, sy naam is ook net per ongeluk daar uitgelaat by jeug en familie. By voorbring is Tilla Diedriks en haar man Jannie onder ons aandag gebring. Tilla is baie siek. Jannie is ook in die aftreeoord terwyl sy in die hospitaal is. En dan saam met Tilla is Christine Oosthuizen wat ook op hierdie stadium behandeling ondergaan en ons weet daar's baie van ons ander lidmate ook wat op hierdie stadium besig is met voorkomende behandeling. Ons dink aan hulle almal. Broer suster, ons gemeente se bazaar is volgende maand en ons wil graag julle uitnooi om op allerlei maniere betrokke te raak en te sê dis ons bazaar, kom ons maak daarvan iets. Ek lewer 'n bydrae en ek lewer myself en my tyd om te kom help. Skakel asseblief vir Telana en sê waar jy wil help of vra waar jy kan help. Klein groepe by Antoinette sit daar agter. Sy is ons skakelpersoon vir klein groepe, die plek waar ons op kleiner samekomste met mekaar kan saamgesels en ons vreugde in die Here kan vier.
Kospakkies aan minderbevoorregtes word weer die week gepak en uitgedeel. Dankie vir almal se bydraes. 'n Lys van mense wat verjaar. Ons wens julle almal geluk en vier ook jou lewe. 'n Matriekfees, Oktober maand is ook ons 10de maand en ons ek vra dat u asseblief daarna lees en dan dat u ook vir ons asseblief dit bidden sal oordink. Het ek iets uitgelaat? Niks, is als reg. Kom ons sluit af met hierdie lied van God wat saam met ons trek. O God van Jakob, o God van ons voorvaders, o God van ons lang pad, word steeds u volk gevoed. U het wel eer op see en land, ons Vader behoed. Ons dank en smeekgebede gaan tot u genade. Bekende lied, maar lied van God wat saam met ons op reis is en ons na vryheid toe lei. Kom ons dank die Here daarvoor. En dan sluit ons daarmee af. Gemeente, mag die Here vir u 'n stuk vreugde gee om te weet dat jy 'n bevryde mens is en dat daar niks is wat jou so hoef te bind dat jy terug hoef te val in die ou weë nie. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees gaan met julle almal.